Môre gemeente, kom ons maak oop by Psalm 42, Psalm 42, we sing ons daar vers 1. Psalm 42 vers 1. Geliefdes, kom ons maak ook vanmôre by Psalm 42. Ons gaan daar sing vers 1 en vers 3 as afsluiting van ons voorsang. Ons teksgedeelte vanmôre terwyl ek oopmaak op Psalm 42 is Psalm 13 vers 1 tot 6. En die tema van ons vandag, wat ons gedagte hou, is die gebedsvertroue bou op die eer van God. En miskien dalk ook so 'n bietjie in aansluiting met al die slegte verwagtinge wat ook vir ons voorlê vir hierdie week, en ons weet nie wat nog vir hierdie maand nie, maar Psalm 13 vers 1 tot 6 is dan ons teksgedeelte vir môre, en dan Psalm 42 vers 1 tot 3, en dan na die fotum en die seëngroet maak ons oop by Gesang 38, dan sing ons daar vers 1 en vers 2, Gesang 38 vers 1 en vers 2.
Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en nie laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus onze Here, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons luister na die wet van die Here in 2 dele vanmôre. Die eerste gedeelte is in Deuteronomium hoofstuk 6. Ons lees van vers 4 tot 9 en vers 13 tot 17 as die eerste tafel van die wet van die Here. En dan die tweede tafel is in Romeine 13. Daar lees ons vers 8 tot 10. Deuteronomium 6 vers 4 tot 9 en 13 tot 17 en dan Romeine 13 vers 8 tot 10. Kom ons luister dan aandagtig na die wet van die Here. Hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. En jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit, en as jy op pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. Ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand, en dit moet as 'n voorhoofsband tussen jou oë wees. En jy moet dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte skryf. Dan vers 13 tot 17. Jy moet die Here jou God vrees en hom dien, en by sy naam moet jy sweer. Julle mag nie agter ander gode aanloop, aan die gode van die volke wat rondom julle is nie. Want die Here jou God is 'n jaloerse God by jou, sodat die toorn van die Here jou God nie teen jou ontvlam en hy jou van die aarde verdelg nie. Julle mag die Here julle God nie versoek, soos julle hom by Masa versoek het nie. Julle moet die gebooie van die Here julle God en sy getuienisse en sy insettinge wat hy jou beveel het, ywerig onderhou. En dan Romeine 13, ons lees daar van vers 8 tot vers 10, die tweede tafel. Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê, want hy wat 'n ander lief het die wet vervul. Want dit, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie,
jy mag nie begeer nie, en watter ander gebod ook al, word in hierdie gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. Geliefdes, ons weet in ons harte hoe ons hierin baie tekort skiet. Kom ons blaai dan nou na Psalm 130, dan sing ons daar vers 2 as ons skuldbelydenis en ons vra om vergifnis voor ons lewende God. Vers 2 van Psalm 130, u bly dan staande vir die genadeverkondiging en vermaning. U kan ook so lank oopmaak by Psalm 33 vers 11, wat ons uit dankbaarheid ook gaan sing na die genadeverkondiging en vermaning. Psalm 33 vers 11. Nou as skuldbelydenis, Psalm 130 vers 2. Johannes 3 vers 36 sê, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Daarom geliefdes, wanneer die woord van God in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees verkondig die woord vergifnis van sonde aan elkeen wat met ware berou in die hart van wie sy sonde belydenis daarvan voor die Here Jesus gedoen het. Maar aan elkeen wat in die sonde volhard en hierdie genade in Jesus Christus verwerp, verkondig die woord van God dat die toorn en die straf van die Here op hom bly, solank hy in ongeloof in Jesus Christus se soenverdienste in hierdie sonde bly lewe. Geliefdes, kom ons blaai dan nou uit ons dankbaarheid, sing ons Psalm 33 vers 11. Uit dankbaarheid sing ons dan Psalm 33 vers 11. Kan net staande bly vir die geloofsbelydenis. Kom ons doen dan nou ons geloofsbelydenis wat ons glo as kerk van die Here Jesus Christus saam met die algemene Christelike kerk reg oor die wêreld onder elke volk en taal en nasie. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is,
en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, as voorbereiding op ons woordverkondiging, blaai ons na Gesang 94, Gesang 94 en dan sing ons daar vers 2. Gesang 94 vers 2. Geliefdes, ons maak die woord van die Here oop dan by Psalm 13. Psalm 13, gebedsvertroue van Dawid. Ons gaan daar al 6 die verse saam lees. Psalm 13. Bevind ons in moeilike tye, onsekere tye, maar dit is nie eie aan ons tyd nie, dit kom deur die geskiedenis. Daar's niks niets onder die son nie, maar laat ons ook vanmôre opnuut hoor wat ons as kerk doen, wanneer dit kom by ons vyande. Terwyl ons met die woord van die Here oop is, kom ons verenig in gebed. Onse God en hemelse Vader, in die naam van U Seun Jesus Christus, kom ons vanmôre so voor U bymekaar. Nie deur ons eie goedheid nie, maar deur die goedheid van U Gees, wat in ons harte werk, om ons so te versamel soos U wil. Om die woord van God te laat gaan na wie toe U wil. Om te laat hoor wie U wil hoor, moet hoor. Om te laat sien wie U wil hê moet sien. Om te laat bekeer wie U wil hê moet bekeer. U is soewerein. U beskik oor alles. Ook vanmôre, Here, wanneer ons as kerk hier bymekaar is, dan het ons ook maar in ons agterkop die gevare wat dreig, die omstandighede wat moeiliker word, die sosiale orde wat verbuitend raak en buitend raak, die ekonomie wat verkrummel, die politiek wat hulpeloos raak, al meer en meer. Maar Here, by U is ons veilig. En laat ons dit ook vanmôre weer lees uit U woord uit. En gee U ook vir ons die genade, Hemelse Vader, om ook so te stry soos U wil hê ons moet stry. Dankie vir U groot genade. U wat deur die eeue U kerk bou, onder elke volk en taal en nasie soos U wil. Help ook vir ons om kerk te kan wees. Ons voel soms klein, ons voel soms uitgesluit, weggeskuif. Maar U kan met 'n kromstok 'n reguit hou slaan. U kan uit 'n dooie stomp 'n nuwe bloeisel laat opblom. Ja, Here, U is die skepper van lewe. U wil sal geskied.
Mag ook ons, Here, die roeping van die eeue op ons neem, om die naam van God groot te maak en uit te leef, hier waar U ons gestel het. Spreek, Here, want die diensknegt en die diensmaagd, die wil luister. Amen. Psalm 13, vir die musiekleier 'n psalm van Dawid. Hoe lank, Here, sal U my altyd deur vergeet? Hoe lank sal U vir my U aangesig verberg? Hoe lank sal ek planne beraam in my siel, met kommer in my hart oordag? Hoe lank sal my vyand hom oor my verhef? Aanskou tog, verhoor my, Here my God, verlig my oë, sodat ek nie in die dood inslaap, sodat my vyand nie kan sê, ek het hom oorwin nie, en my teestanders nie juig, as ek wankel nie. Maar ek, op U goedertierenheid vertrou ek, my hart sal juig oor U heil, ek wil sing tot eer van die Here, omdat Hy aan my goed gedoen het. Maar ek, op U goedertierenheid vertrou ek, my hart wil juig oor U heil, ek wil sing tot eer van die Here, omdat Hy aan my goed gedoen het. Geliefdes in die Here Jesus Christus, in hierdie psalm word die gelowige bedreig deur 'n vyand. En hier word vir ons dan nou ook nie inligting gegee oor wie die vyand is en presies wat die vyand se bedoelings is nie, wat dit behels, hierdie vyandigheid nie. En dit is met 'n goeie doel, dat hierdie psalm voel, hy hang in die lug, sonder inligting. Maar hier is baie inligting. Want die afwesigheid van 'n spesifieke vyand, hou ons fokus nie op die vyand nie, maar op die belang van die gebed. Die belang van die gebed tydens vyhandigheid. Nie wat die vyhandigheid is nie, maar dat ons moet bid in die tye van vyhandigheid. Bid ons in die tyd van vyhandigheid wat so spoel oor ons. Nou, as blanke volk in Afrika ervaar ons ook vyhandigheid. Ja, ook ander volkere in Suid-Afrika ervaar vyhandigheid. Maar nie net in Suid-Afrika nie, reg oor die wêreld is daar volkere, vyhandigheid teenoor volkere. En dis asof niks dit keer nie. Dit eskaleer. Regerings, ook in ons land, regerings in die wêreld, ander volkere, ja, selfs vyhandigheid binne in eie geleedere. Ons word oorrompel met vyhandigheid. En ons kan ook vra, Here, hoe lank nog? Here, hoe lank nog? Uiteindelik raak vyhandigheid oor ons koppe. Dit kry 'n oorhand oor die kinders van die Here. Dit raak 'n desperaatheid. Dan verstaan ons weer die ware diepe motivering agter 'n bloedrivier van gebed. Van vra, Here, ja. Maar soos met Psalm 13 gaan enige vyhandigheid gerig teen gelowige Christene, ja, onder alle volke, tale en nasies, is die doel daarvan om die eer van God aan te tas. Altyd. Al hierdie vyhandigheid moet u sien het een doel voor oë. En dit is om die kerk van die Here Jesus Christus oral te vernietig. U moet dit raak sien. Daarom wend Christene hulle tot God in die tye van vyhandigheid. Want hulle is immers Christene oor God.
as gevolg van God en tot God. En dit maak Psalm 13 vir ons 'n aktuele psalm, 'n baie aktuele gebed. Christene is nie bang om dood te gaan nie. Christene gedagtig altyd aan die eer van God in hulle lewe en in hulle sterwe. Maar ons is nie opgewasse om die eer van God te bewaar in hierdie bose wêreld nie. As God nie deur ons sy eie eer bewaar nie, sal ons nie God se eer bewaar nie. En vir God om deur sy kinders sy eer te kom bevestig, moet God sy kinders beskerm teen die vyandigheid van die wêreld. Die twee loop saam. Dis nie of die een of die ander een. God is 'n beskermer en 'n bewaarder. En dit bewys hy vir ons in sy seun Jesus Christus tot in die ewige lewe in. Nie net vir die tydelike nie, maar ook vir die ewige. Maar laat ons tog nie uit ons eie selfsug God se arm nou kom draai om ons te bewaar, deur voor te gee asof ons bewaring tot sy eer is. Dit sal vals wees. Dit moet waaragtig oor sy eer gaan. En nie net ons bewaring teen vyandigheid nie. En hier staan ons, terwyl vyandigheid so sleep hier oor die horison, is die vraag, Here, moet U ons beskerm vir onsself, of moet U ons beskerm vir U eer? Gebedsvertroue bou op die eer van God. Geliefdes, hierdie gebed beperk nie net tot gebed teenoor dreigende vyande noodwendig nie, maar ons elke dag aanvegting, dit wat ons geloof wil aftrek en wegtrek van God af. Elke gelowige vandag, ongeag wat elkeen se probleme is, kan met hierdie gebed assosieer, net in die woorde, Here, hoe lank? 'n kort gebed, maar 'n volledige gebed. Ons moet vra, wat maak 'n gebed? En ons moet dit gaan sien ook in hierdie gebed. Wat maak die gebed? Hierdie gebed besit 4 kerneienskappe. In die eerste plek is dit die klaaglied, die klagte van die gelowige voor sy God. Dan die smeeking om redding uit hierdie situasie uit. En uiteindelik die uiting van die vertroue, waarom ek kan smeek, waarom ek kan kla. En dan uiteindelik ook die dankbaarheid aan die einde. Die klagte, die smeeking, die uiting van vertroue en die uiting van dankbaarheid. Lyk jou gebed so? Want dis wat God vra. Die gebed van 'n gelowige eindig nie in 'n donker gat nie. Dit eindig in die hoop op God. Maar ons moet iets oplet ook van hierdie gebed. By die klagte en by hierdie gebedsmeeking plaas die bidder sy fokus op God. Die klem is by God, by sy eer, by hom. Dan na die self, in my krisis, en dan na die vyande. Daar is 'n prioriteit. En hierdie prioriteit sien ons ook in die Onse Vader. As jy die Onse Vader wat uit die kop uit ken kan opsê, dan sien jy ook die Onse Vader wat die Here Jesus Christus ons kom leer het, lê hierdie prioriteite uit. Eers die eer van God,
dan die bewaring van ons, die geloofsgemeenskap teen die bose, en dan die vergifnis van die skuldenaars. Gebedsvertroue is noodsaaklik. Gebedsvertroue is noodsaaklik. Vers 6 sê, maar ek, op u goedertierenheid vertrou ek. My hart sal juig oor u heil. Ek wil sing tot eer van die Here, omdat hy aan my goed gedoen het. Geliefdes, waarom die gebed? Waarom moet ons mense nog bid? Baie mense vra die vraag. En baie mense sal sê, maar gebed werk nie vir my. Geliefdes, daar is 2 hemelse gawes wat God aan die mens gegee het. En al 2 hierdie hemelse gawes is aan die mens gegee. Om te werk en om te bid. Dis wat die Here vir jou uit die hemel uit gee. Vermoë om te werk en om te kan bid. En ons moet dit onderskei. Ons moet hierdie gawes in ons as mense baie pertinent kom onderskei ten opsigte van die res van die skepping waarin ons onsself bevind. Diere is ook uit die grond uitgemaak, maar het nie die hemelse asem van God deur die neus ontvang. Diere kan nie bid. Diere het nie daai hemelse gawe ontvang om te bid nie. Engele is uit die hemel begiftig met die geestelike, noem dit as jy wil dan noem maar die asem van God, maar hulle het nie natuurlike liggame nie. Hulle kan nie werk op die aarde nie. Hulle is gees. Sien jy die uiterste tussen die dier wat net liggaam is sonder gebed en die engele wat kan bid maar nie met 'n liggaam kan werk. Hulle het nie 'n natuurlike liggaam nie. Kyk jou posisie voor God as mens. Sien jy jou posisie? Die mens is besonders. Om waarlik volledig 'n mens te kan wees, soos wat ons is vanmôre hier by mekaar, moet jy 'n aardse liggaam verenig met die ewige lewensasem van God. Dit moet jy hê. Soos hierdie asem aan die mens gegee is in Genesis 2 vers 7. Dis ewig. Want daarom is die hel ewig en die hemel ewig. Die mens het die kultuuropdrag om die aarde te bewerk en bewaak deur liggaamlike arbeid. Maar hy moet dit altyd doen in 'n geestelike verbondenheid aan God Drie-enig, deur gebed. Gebed is die oefening vir geestelike asemhaling. Ons het al twee nodig in ons roeping. En natuurlik word dit aangeval deur die vyand. Jou werk word gestop. Jou kerk word gebreek. En die mens het 'n probleem. Die mens wat werk sonder om te bid is 'n slaaf van die werk. En die mens wat net wil bid en nie wil werk nie, is besig om te speel. Hy versaak sy roeping. Hy ken nie eers sy roeping nie. Die mens wat nie wil bid nie en nie wil werk nie, verlaag hulle self tot die vlak van 'n dier. Die gebed is noodsaaklik. Geliefdes, ons weet nie wat is die vyandigheid, waarom hierdie psalme so ernstig bid.
Maar ons kan vir mekaar sê in Suid-Afrika word jou werk gestop deur vyhandigheid. En jou gebed word gestop deur vyhandigheid. Wat gaan ons doen wanneer die vyhandigheid oorhand begin kry? Dis 'n werklikheid, hierdie vyand. Maar na ons eie menslike vermoë is die vyand te veel vir ons eie kragte. Dan bid ons. Die gelowige wat lief is vir God, wil vegtend wees na liggaam en siel. Noodleer bid. In vers 3, hoe lank sal ek planne beraam in my siel, met kommer in my hart oordag? Hoe lank sal my vyand hom oor my verhef? Jy ken die vyhandigheid, jy voel dit. Dit is nie noodwendig 'n persoon wat jou druk nie, maar dit kan ook deur persone kom. Maar jy sit in jou ellende en jy kry nie 'n plan nie. En die volk kry nie 'n plan nie. En die volkerre van die wêreld kry nie 'n plan nie. En alles gaan tot niet. Hande arbeid word vernietig deur bomme en oorlog. Die ekonomie stop. En kinders gaan wêreldwyd dood aan honger, want die mens kan nie werk nie, kan nie eet nie. En die dink is ver van ons volk af. Die vyand is werklik. En om nie te bid nie, is 'n tragedie. Let op hoe hierdie kort gebed begin en eindig. In vers 2 en 3 vra hy 4 keer. Dis so belangrik, hy vra 4 keer, elke keer as hy met die sin begin. Hoe lank? Hoe lank? Hoe lank? Hoe lank? Hoor jy dit in jou kop deurgalm? Is dit nie ook 'n behoefte in die siel van elkeen van ons nie? Hoe lank? Hierdie gelowige se situasie voel onuithoubaar te raak vir hom. Dis te lank. Maar hy's 'n gelowige. Hy verstaan van gebed. Hy is sielsbekommerd, maar sy siel is tog veranker in die geloof in God. En ons gelowiges ken dit. Ons weet ons moet bid, want die geloof hou ons daar. Maar moet ons bid, kry ons dit nie reg nie. Want die strengeling van hierdie wêreld, die sorge van hierdie wêreld, hou my so besig, dat ek nie kan bid nie. Die Here laat soms langdurige druk toe op sy kinders, om ons lydsaamheid by die gebed te leer. Geduld, lankmoedigheid. Het jy opgelet, waar kom hierdie woorde hoe lank ook nog voor in die Bybel? In die boek Openbaring. Daar waar die oorwinnende kerk voor die troon van God sit, hoor ons in Openbaring 6 vers 10 die woorde, hoe lank wanneer die siele wat gered is voor die troon van God dit vra, hoe lank? Openbaring 6 vers 10, en hulle het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, hoe lank? O heilige en waaragtige heerser, oordeel en wreek U nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie? Hoe lank? Maar die gelowige weet dat die vyand se oorhand oor die strydende kerk op aarde kan ook die eer van God aantas. Hoe lank? Hoe lank moet U eer getrap word deur hierdie omstandighede? In die hemel is die oorwinnende kerk.
Ons is die strydende kerk. As hulle wat die hele stryd sien, daar vanuit die hemel, as hulle kan sien waarop hierdie stryd op aarde op uitgeloop het, kan vra, Here help ons, dat die einde nou moet kom, dat die kerk tog net nie totaal vernietig word op die aarde, want so bid hulle vir ons ook. Hoeveel te meer moet ons nie bid nie? Gebedsvertroue bring die siel tot rus. Maar ek, op u goedertierenheid vertrou ek. My hart sal juig oor die heil. Ek wil sing tot eer van die Here, omdat hy aan my goed gedoen het. Geliefdes, die aardse aanvegtinge werk 'n stormagtigheid wat ons geloof beproef. Maar gebed werk iets besonders. In vers 6 is hierdie bidder kalmer en voller van innerlike vrede. Die onverklaarbare en die bonatuurlike werking van gebed van die gelowige. Wanneer ons klaar werklik op ons knieë voor die Here was en ons staan daarop, dan voel ons verryk. Ons voel 'n kalmte. Ons voel 'n rustigheid. Niks het verander daar buite nie, maar die innerlike krag. Dit is nie ongeloof as 'n mens benoudheid en onsekerheid ervaar nie. Dit is wel ongeloof as jy nie by God aanklop vir jou sielehulp nie. Ongeloof vertrou juis nie dat gebed werk. God se stilte in ons nood beteken nie God is afwesig. Om te vra hoe lank nog is reeds 'n geloofsuiting, 'n geloofserkenning dat God naby is. As die siele in die hemel vra hoe lank nog, beteken dit oorwinning is alreeds daar. Hulle weet die oorwinning is alreeds daar. Hulle wil nou net weet hoe lank nog gaan die stryd wees. Hulle wag vir God se groot finale, sy wederkoms, om 'n einde te maak aan hierdie stryd. Om sy oorwinning finaal te kom verklaar. Ons hier op die aarde vra tog nie vir iemand in sy afwesigheid hoe lank nog nie. God is teenwoordig. Al ervaar die gelowige dat God stil is soms. Hoe lank sal u vir my u aangesig verberg? Vra vers 2. Dis nie ongeloof nie. Dis afwagting. Gebedsvertroue vra krag om God te bly eer. Vers 4 sê, aanskou tog, verhoor my Here my God, verlig my oë. Geliefdes, die gelowige begeer God se hulp om God se eer. Hoor u dit? Die gelowige begeer God se hulp om God se eer. Hierdie woordjie aanskou in vers 4 dui nie op ek wil God sien nie. Niemand kan God sien en bly lewe nie. Dit is nie die fisiese gesig waarvan hier bedoel word nie. Hier is 'n verlangende innerlike krag, 'n verfrissende lewenskrag waarvoor gevra word. 'n Krag ter aanvegtinge. Om lewenskrag te ontvang is vir hierdie bidder die bewys van aanskoue. As die Here vir my die innerlike krag gee vir my stryd, is dit asof ek die Here aanskou het. Hy soek verligting van sy oë om regte besluite te neem in sy krisis oomblikke. Soos die Jonatan in die oorlog van Saul sy pa, daar in 1 Samuel 14 vers 27 en 29.
Sy pa Saul wou nie gehad het dat enige een van die soldate mag enige kos inneem voordat hulle nie die oorwinning het nie. Maar Saul het op 'n stuk heuning afgekom in die veld. Nie Saul nie, Jonathan. En hy het 'n stok ingedruk en hy het net die heuning in sy mond gesit. En hy sê, my oë het verhelder. Hy het krag gekry vir hierdie stryd. En hy sê, sy pa maak 'n groot fout om nie vir die soldate iets te gee vir die krag nie. Maar God is nie so nie. God wil jou voed deur die gebed, om 'n innerlike krag, dat jou oë kan verhelder in hierdie stryd. Hy wil hê ons moet eet van die lewensbrood vir krag, want ons sal nie net van brood alleen lewe nie, die aardse arbeid nie. Ons sal ook lewe van die gebedsarbeid. Die bidder glo in God. Maar die gevaar is dat hy kan struikel onder hierdie vyande wat hom oorweldig laat voel soms. Ook moet sy vyande nie sien hy val in 'n geloofsvertroue dalk nie. Want dit sal 'n soort van 'n oorwinning wees vir die vyande oor God se eer. God het nie sy kind bewaar nie. Sien u vir bloedrivier. In die dae waarin ons onsself nou bevind. Die eer van God is ook hier op die spel in Suid-Afrika. Inteendeel, die eer van God is op die spel in Suid-Afrika. Ook moet sy vyande nie sien dat hy val en God spot nie. Dink ons so oor ons geloof? Of is dit iets selfsugtig, waar ons net van God af vra vir ons eie voordeel? Vir hom om staande te bly is daarom nie vir eie voordeel eerste nie, maar vir God se eer, vers 5, sodat my vyand nie kan sê, ek het hom oorwin nie, en my teestanders nie juig as ek wankel nie. Maar tog eindig vers 6, na die bidder se kort gebed. Maar ek op die goedertierenheid vertrou, ek my hart sal juig oor u heil. Ek wil sing tot eer van die Here, omdat hy aan my goed gedoen het. Die Here beskerm die Here se eie eer, deur sy kinders krag te gee in die stryd. Hy hou ons dan. Hy hou ons oë oop, om nie so te struikel, dat God oneer aangedoen word in die oë van die vyande. Dit is die resultaat van die ware gebed, se werking in die harte van God se kinders. Here, help my in my krisis, omdat u eer in my gedagtes is. Help my, omdat u gespot gaan word, wanneer ek onder die druk ingee, wanneer ek die stryd neerlê, wanneer ek verval in allerhande sondes, en u naam tot oneer bring. Dis die wese, die gebed van die blankes daar by Bloedrivier. Hulle het 'n geloofsvertroue gebid, want hulle ken vir Golgotha. Ken ons vandag nog vir Golgotha. Daar het die Vader sy seun verlaat. Juis dit wat die psalmis voorbid, Here moet my nie verlaat nie. Waarom voel u ver van my? Waarom is u weg? Maar hy het sy seun verlaat daar op Golgotha. Hy het sy seun se oë verdof, sy krag uit hom uitgetrek teens die sonde las van ons op hom. Sodat ons kragte nie gedrein hoef te word nie. Dat ons die krag van God kan ontvang, wanneer ons vra, Here help ons in hierdie stryd, want u het ons vergewe op grond van u seun tot eer van u naam.
Geliefdes, ons moet nie blind wees vir hoe die vyandigheid, ja, teen al die volke op hierdie aarde, die inheemse volks eie kerke vernietig. Ons hoor tragiese goed oor die wêreld. Ook ons in Suid-Afrika loop deur, want ons kerke breek. Dit gaan tot niet. Het jy opgelet in Openbaring 5, hoe staan die volke voor God se troon? Dis die inheemse kerk. Dis die volks eie kerke, wat in stand gehou moet word. God rig nie sy redding tot individue. God rig sy redding tot volke, deur die individue wat gered word. Jy word nie daar voor die troon van God gestel sonder jou volkskap. Daarom is dit so belangrik dat ons die volks eie sal beskerm. Het jy opgelet dat die hele aanslag is om volks eie reg oor die wêreld tot niet te maak? Asof die mens maar net een massa mens is wat net in een massa kerk kan behoort. En almal net doen wat die een massa doen. Dis volkere wat voor God moet gaan staan. En moet dit raak sien. Ook ons blanke volk word vernuweer in ons kerke. Sien nie? Die aanslag raak hewig in Suid-Afrika. Moenie blind wees om te dink dat die ander volke se kerke nie ook in die slag gaan bly nie. Die vuur word aangeblaas om die volke teen mekaar op te hits. En ons volk het lankal die antwoord vir dit gehad. Maar hulle wil nie die antwoord hoor nie. Die eintlike teken van die bose is die eer van God. Ons blanke voorouers kon hierdie eintlike ding raak sien met die geloftes by Bloedrivier ook. Hulle het geweet, hulle het 'n bloedige stryd, maar die stryd is nie teen vlees en bloed nie. Ook ons stryd kan dalk verander na bloedigheid. Maar laat ons nooit vergeet nie, die eintlike teken is die kerke van God onder die volke. Die ware kerk van die Here Jesus Christus. Mag ons nugter wees, want dit gaan vel raak. Die duiwel is werklik. Dis nie 'n politieke oplossing. Dis 'n totale aanslag. En hy kom oor jare, maar hy wil finaal wees. Sy tyd raak min, want Christus kom weer. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige drie-enige God, hoe lank nog? Nie in ongeloof vra ons dit nie, Here, maar in geduld. Here, ons voel bang. Ons voel soms onseker. Ons weet nie hoe die wiel draai volgende week nie. Ons weet net, die vure word geblaas. Die regerings verloor beheer. En die mens van sonde sien sy geleentheid. Hemelse Vader, ons kom staan vanmôre voor U as 'n klein kerk. Ons kom staan vanmôre voor U as 'n kerk van Jesus Christus onder ons blanke Afrikaners. En ons kan net voor U kom vra vanmôre. Help vir ons, Here, om lankmoedig voor U te bly. Om ons oë oop te hou. Om nie mislei te word nie. Om nie ingesleep te word in allerhande dwaase vegtinge. Maar om te onderskei. Maar ons bid dit nie net vir onsself nie. Ons bid dit vir al ons kerke in Suid-Afrika. Ons bid Hemelse Vader dat die waarheid sal seëvier. Ons bid Hemelse Vader dat U vir ons die genade sal gee om skerpsinnig te wees, om na ons liggame te doen wat ons kan,
maar op ons knieë te bly en krag van bo te bid. Ons bid vir volgende week. Ons bid vir ons mense in hierdie land. Ons blankes, ja Here, ons bid ook vir die ander volkere. Here, ons vra vir U, dat U vir ons sal help, waar ons ekonomie definitief baie seer gaan kry, waar die sosiale orde definitief baie gaan verbrokkel, waar wet en orde nie altyd orde gaan wees nie, dat U die kinders in die kerke onder die volkere sal bewaar, tot eer van U naam. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Geliefdes, ons gaan afsluit met gesang 321. Ag, en ons sing dit eers vir onsself, maar mag ons dit ook sing vir ons families en vriende. Gesang 321, kom ons sing vers 1, 2 en 3. Ontvang dan nou die seën van die Here en gaan so in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.